Goeiemôre. Hoe gaan dit? Baie goed, baie goed. Ek wil vir julle komplimenteer. Die laaste 6-7 weke is daar amper trappe van vergelyking. Hoe God ons begin in sy teenwoordigheid besoek. Sonnige aand as ons bid, sy teenwoordigheid is so tasbaar. Ek eer God dat hy ons land nie oorgegee het aan die besluit van ons regering om Israel aan te kla, dat die hele wêreld is teen dit. Ek dank die Here dat hy in staat is om 'n vloek in 'n seën te verander. Ek dank die Here dat u gaan ons land kom besoek. Ek dank u dat u ons land nie vergeet het nie. En ek bely my sondes en die sondes van ons regering, dat u ons asseblief sal vergewe vir u onwil. En ek vra dat 'n herlewing in Suid-Afrika uitbreek, wat net soos die vloek deur die wêreld gaan, net so sal die seën deur die wêreld gaan. En ek dank u daarvoor in Jesus se naam. Amen. Ek het 'n woord van God gekry wat my hart geroer het. Ek is so opgewonde om oor dit te praat. En dit is, tel jouself op, Gary Kieswetter. Of ek kan sê, Bron, tel jouself op. Ek kom agter hoe die mense my bel en oral waar hy gaan, dat mense is lam gelê. Mense sit in sak en as, mense sit in duisternis, mense sit in vertwyfeling. Is God nog daar, is hy nie? Ek roep na hom, maar dis asof die hemel so 'n brons koepel gemaak het. Maar ek het 'n woord van God gekry, wat ek glo, vandag, julle lewens sal totaal omswaai. Ek bedoel met julle hart. So as ons die eerste kikkie kan kry, dis my tuin. Ek het laas week madeliefies, daisies, madeliefies gaan koop. En hulle tussen al my plante gaan plant, net om te sien hoe skyn daai gesiggies. Ek het daai grond bewerk met net nie enige kraalmis nie, but pure kraalmis. Niks onkruid daarbij nie. Ek het daai grond lekker diep gewerk, ek het hulle uitgehaal, ek het hulle ingesit, ek het hulle geseën. En ek gesê, ek is so bly, julle gaan my tuin mooi laat maak. En van ragdag vir 2 dae, ek vergeet om dit nat te lê. Ek word wakker en ek kom in my tuin en daar lê die daisy, 5 koppe af. Swaartekrag is maar kragtig, né? Hulle totaal gedehidreer. Ek is so sleg gevoel. Ek sê, ag Here, ek was nalatig aan die skepping. Wat moet ek doen? En ek kry die gedagte, maak dit nat, sprei dit nat, ek sprei, so 7, 8 die aand. Die oggend word wakker, tweede skyfie asseblief. Hallo. Hallo. Ek vra die Here, hoe op die aarde het 'n daisy so reg gekom? In my hart sê vir my, dit wat jy vir die plant voorsien het, voordat hy verlep het, het die plant ontvang en hy self opgestaan. Ek sê, wat het ek gedoen? Hy sê, jy het die grond bewerk en nutriënte met mis voorberei. Jy het dit kom nat maak en die plant kan nooit iets uit die grond opneem, behalwe dat dit oplosbaar is in water. Ek sê, ek sal nie weer vergeet, die 2 dae gelede, moes ek weer bieg. Ek sê vir Here, hierdie een prysie, maar die ander een buig voor die. Hoor wat ek jou sê, jy hoef nie altyd korrek met God te praat nie. Jy kan 'n sin van hemel in sy teenwoordigheid hê. Want in God se teenwoordigheid is daar vreugde vir altyd. God is altyd in 'n goeie by. So kom ons begin. Ek vra vir die Here
as ek hierdie woord nou vandag gaan preek, hoe gaan ek dit van toepassing maak op ons? En hy vat my na skrifte toe, en die eerste een wat hy vir my wys, is in Jesaja 58, vers 11. Die Here sal jou altyd lei, self in tye van droogtes. Hoor my, God gaan ons voor. Waar hy gaan, maak nie saak die omstandighede waardeur jy gaan nie. Hy lei jou. As hy jou lei, is hy verantwoordelik vir jou om daardeur te kom. Hy lei jou. En die Here sal jou altyd lei, selfs in tye van droogte. Nou droogte is, party van ons is droog, want ons bid nie gereeld nie. Ons lees nie die Bybel gereeld nie. Ons maak die Bybel oop as ons dringend iets nodig het, gooi dit oop, praat met my, maar ons lees nie sy woord nie. Ons moet in sy woord bly en sy woord moet in ons bly. God se woord is die nutriënte. God se woord is gelyk aan brood, aan vleis en aan heuning. Jy sien, Jesus het gesê, toe die disippels weggaan om iets te koop, en hy kom terug en hy sê, ek het kos gehad wat jy nie van weet nie. Weet jou kos gegee? My kos, my spyse. Dan sê hy, my vleis is om die wil van my Vader te doen. En vleis bekragtig, ja, daar 'n woord weer, sorry. Maak jou sterk. Proteïene. En dan is sy woord soos brood. Stysel maak jou lekker rond. En dan is sy woord soos heuning in die heuningkoek. En wat wonderlik is, ek kry 'n WhatsApp 3 dae gelede van 'n man wat in die Kaap 5000 byekorwe het. En op ons plaas, hy bel my, sê, Gary, kan ek op jou plaas miskien 1 korf sit? Ek sê, kom sit 'n paar daarop. En hulle het in Kopenhagen, die einde van die jaar, die wêreld se viering van die beste heuning wat daar is. En sy heuning is gekies om Suid-Afrika te representeer op ons plaas. En ek sê vir die Here, onthou, jy het my geleer, eers die natuurlik, daarna die geestelik. Die geestelik het nooit ewenwag gekom, eers die natuurlik. Die woord is soos heuningkoek. Sien, toe Israel verlep was, en Jonathan het nie gehoor die dreigement van sy pa, niemand sal eet tot ek oorwinning oor kry my vyand. En hy loop met sy kierie, en op die grond is daar heuningkoeke. Hy sit die punt van sy kierie in, hy sit in sy mond, en sy Bybel sê, oë helder, en sy gees is vernuwe. 1 tong tippie proe van heuning. Heuning is die suiwerste, enigste kos wat nie 'n vol-by date het nie. Hy kan nie verderf nie. Hy kan nie bakterieë inkry nie. Heuning is dit. En ek glo met my hele as sê team, Lord, that is the product of our farm. May you let the bron and our farm and our country experience the preaching of your word like honey that will quicken people's spirit, will make their eyes bright with vision. God sê, smaak en sien dat ek goed is. Bo vleis en bo brood is heuning nommer 1. Heuning is wonderlik. Nou ja, prys die Here vir dit, né? En hy het net 3 korwe daar. Ek bel hom, ek sê vir hom, jy kan daar so 50, 60, 70 doen. Ek soek net 'n paar bottels. Die Bybel sê, het iemand jy vra nie? Jy net vra met nederigheid, maar met 'n verwagting. So, die Here sal jy altyd deur lei. Selfs in droogte sal hy voorsien in jou behoeftes. Maak nie saak hoeveel droogte jy gaan nie, en maak nie saak hoeveel droogte jy gemaak het nie. God lei jou ten spyte van jou omstandighede en situasies. Dat hy gaan jou wys, dat moet nooit goeie omstandighede voor God sit, voor jy hom vertrou nie. Die omstandighede verminder nie God se vermoë en sy krag nie. Ons moet ophou om ons omstandighede voor God te hou. Elke omstandigheid wat ongoedgunstig is net 'n geleentheid vir ons verleentheid.
En die Here vat ons deur moeilike tye en hy sê, sien, hier is 'n rede vir jou om nou my te vertrou. Hier's 'n rede op jou knie om voor my te lê. Hier's 'n rede om dankie te sê vir hierdie krisis. There's nothing stronger than praising God when the situations have never changed. Ons het geen benul die krag om vir God net die dankie te sê nie, dis maniere om te sê, byvoorbeeld dankie dat ek nog nie 'n werk het nie, byvoorbeeld dankie dat dit nie reg is nie, Here ek dankie vir die geleentheid wat 'n verleentheid geword het, maar ons kan opstaan in hierdie situasie, ons kan opstaan want U stel ons in staat om te kan opstaan, maak nie saak wat jy deurgaan, wat met jou gebeur nie. En dan sê hy, en ek sal jou gesond en sterk hou. Jy sal wees soos 'n tuin wat met water so nat gelei is, soos 'n fontein wat altyd aanhou vloei in jou lewe. Sê vir jou langs jou tuin. Weet jy die Bybel sê in Jesaja 61 vers 3, julle as gelowiges is die planting van die Here, die bome, die terebinte van die Here, sodat jy sy heerlikheid kan vertoon. Sê vir jou langs jou boom. Sê vir jou langs jou, jy's darm nie tussen die boom en die basie. Sê, dank God, jy's nie hoof van die takke nie. Is Afrikaans nie 'n great taal nie? Ek waardeer dit meer as almal van julle. Bless God, man. Jy's 'n tuin. En jy miskien die metafoor van 'n gelowige is vergelyk aan 'n boom. Aan 'n boom. Man, dis wonderlik. So, 'n plant kan dehydreer omdat daar afwesigheid van water is. Nalatigheid om water om die plante te verskaf. Hy verloor dit en die selle raak kort en hy buig dit af en hy kan net so 'n paar dae hou. Party bome is meer bestand teen droof, maar hy sal vrek as daar aanhoudend nie water is nie. So met ons ook. Weet jy dat die gemiddelde volwassene is tussen 60 en 70% water? Kleintjies van pasgebore wat bosgevoed word tot 2 jaar oud is 78%. Weet jy dat as die klimaat na 40 grade toe gaan vir 'n week en dit en jy doen atletiek en jy hardloop in daai dae, dat 'n volwasse kan tussen 1 en 1.5 liter sweet en dehydreer in 'n uur. Hulle het al bewys gevind dat mense wat hulle toddlers, hulle babatjies wat slaap, wat net gou vingers winkel toe gaan, in na shopping center, en dit is 40 buite, dit is amper 3 keer meer in die kar, en daai babatjie kan binne 'n paar ure doodgaan deur dehydrasie. Ons is meeste water. Dink daaraan. En ek wil hê jy moet verstaan, dat al gaan jy deur droë plekke, jy hoef nie droog te wees nie. Want jy is soos 'n plant. Psalm 1 vers 3, julle is soos 'n plant, langs strome van water, wie se wortels uitgaan om water te vind. Nou sê die Bybel vir my en jou in Kolossense 2:6, ek en jy as gelowiges, ons is in Christus. Laat jou wortels diep in sy woord ingaan, oorvloeiend met danksegging en lof. Ons moet ons wortels diep in die woord kry. Ons moet ons wortels diep in gebed kry, want die gebed van 'n regverdige het baie krag beskikbaar. So ek wil hê dat jy moet verstaan. Die volgende ding wat ek graag wil gou doen is Jeremia 17 van 7 en 8. Maar gelukkig is die persoon wat op die Here vertrou en hulle verwagting is in hom gestel. Baie keer in droë tye plaas ons verwagting in mense, in geld, in hierdie ding en daai ding. God sê, droogte behoort jou na my te neig, na my toe te kom en sê ek is droog, vul my opnuut met die lewende water wat U vir ons skenk. Dat in my binneste kan 'n fontein opspring met lewende water. Ons hoef nooit droog te wees in droë tye nie. Ons hoef nooit gevaar te beleef in droë tye nie. Droë tye bring die beste uit jou uit, want die beste is in jou.
Gaan gou saam met my hierso. Julle is soos bome wat langs riviere staan. Hulle wortels reik diep tot by die water. Hitte bedreig hulle nie. Hulle blare bly groen. Lang maande van droogte pla hulle ook nie. Hoeveel keer as dit net droog raak in een aspek van jou lewe, jy kry die piep. Die wêreld eindig. Die lang maande van geen water, omdat jy die fontein in jou het, kan jy nie droog raak nie. So asseblief, moenie droog maak nie. Psalm 62 vers 6. Wees stil voor God, my siel. Jy sien, wanneer jou gedagtes, jou emosies, jou vrese, jou angs, jou benoudheid geactiveer word in jou siel. Want jou siel is jou gedagtes, jou emosies en jou keuses en besluite. Wanneer jy onrustig raak in warm, hittige tye, jy's in 'n vuurige omstandigheid, daar's 'n vuurige aanval aan jou, moet jy besef dat die water in die plant, die nutriënte, die woord en die water in jou, stel jou in staat dat jy sal nie beïnvloed raak deur die droogte van die tye nie, maar jy sal die droogte tye beïnvloed met die water van God. So wat hierso God wil hê ons moet verstaan vandag, is dat ons verwagting moet om hom wees. 'n Ander woord in Hebreëus vir verwagting is tikva, wat 'n rooi koord wat Rahab in die venster geplaas het. En sy het hulle 13 keer om die berg geloop, om die mure van Jericho. En die twee spioniet gesê, sit hierdie koord in jou venster. En wanneer God ons die oorwinning gee en die mure vol plat, sal jy en jou huisgesin gered word. Hulle het 7 dae geloop om 13 keer het saam, die laaste dag 7 keer, en toe skree hulle net, altyd 12 keer, tjoep stil. God sê vir jou siel, wees stil, moenie aanhou by God inchip. Moenie aanhoudend woorde in sy mond sit, dit is nag vir my, dit is die tweede dag, jy doen niks nie, waar is jy? Hou jou bek. Nee? Just be quiet. Wees stil en weet ek is God. Daar's meer wat jy van God kry in eerbiedige stilte voor hom, dat hy kans kan kry om met jou te praat. Een woord van hom is 'n leeftyd. Hulle moes gedink het, vet weet, dis die eerste dag, tweede, derde, al wat hulle weet is die Here raak fiks. Maar hulle, nee, Jesus, waar is daai belofte? Ons het jou gespaar dat jy nie doodgemaak word nie. Ons het jou, kyk wat ons vir jou gedoen. Hy wat wag op die Here kry nuwe krag. Daar is 'n voorreg om op God te wag. Geniet hom voordat hy jou gebed antwoord. Komplimenteer hom. Sê iets goed oor sy karakter. Sê vir hom, dankie vir wat jy gister gedoen het, want hy is dieselfde gister, vandag en altyd. As jy dink God kan iets môre doen, onthou wat hy vandag gedoen het. As jy vergeet het wat hy vandag doen, onthou wat hy gister gedoen het, want God is konsekwent, al die tyd. Dis ons wat nie konsekwent is nie. En as die pop op die venster draai, sê die Here, ek prys U vir die situasie wat in my lewe kom, want dit is net 'n geleentheid om die vyand te hou op sy neus te kry. That went down like a rat down the zinc. Mika 7 tot 8. Maar ek sal vertrou op die Here. Ek sal wag vir die God wat my red. My God sal my gebed verhoor, maar die hoe en die wanneer behoort aan hom, nie aan ons nie. Dan hoor hierdie lekker vertaling, die lewende woord, nuwe lewende woord. Moenie jou oor my verlekker nie. Isn't that good Afrikaans? Dit klink of jy 'n lolly lek. Moenie jou oor my verlekker. Die duiwel wil sê, by God gaan jou nie help nie. Jy sal soveel in skuld van lof aan, jy bid, jy gaan nie meer kerk toe, jy doen alles verkeerd. Die gelowige, waar die pop op die venster draai en alles gaan verkeerd, moet hierdie ding sê, vir jou vyand. Dis die vyand, ongeloof, twyfel, al daai twak. Jy sê, o my vyand, moenie jou verlekker oor my. Hy wat laaste lag,
lag die laaste en God lag. En ek en jy moet lag in moeilike tye, want lag in die Bybel sê, dit is 'n goeie medisyne. Hy wat lag, kry nuwe krag. Hy wat wag, kry nuwe krag. So, moenie jou verlekke oor my vyand. Al het ek tot 'n val gekom. Dis nie, gaan dit gebeur? Dit gebeur. Hoe val baie mense oor hulle eie skoenveters wat hulle nie vasmaak nie? Hoe val party mense? Hulle stap waar dit nie grond is nie en dan hulle swik hulle. Daar's baie maniere om te val. En die duiwel se doel is ons tot 'n val te kry. Hoekom? Want hy wil oor jou loop. Hy wil oor jou loop. En die Bybel sê, moenie die duiwel voetplek in jou lewe gee nie. Jy sien, om te val is nie 'n sonde, maar om te bly lê en te kriewel in jou verdriet, dit is my lot. Ek is so waardig om te ly. Ek's 'n plat Anna. Ek weet nie waar jy goed kry nie, dis op my notas nie. Maar ek geniet my gate uit. As ek in die kar ry, sê ek vir haar, wat het ek daar gesê? Somstyds wil sy nie vir my sê nie, want dit is nie baie mooi nie. Nee? So, can I tell you one thing? The more you enjoy God, the easier it will be for you to hate sin. Hoe meer jy God geniet, sal jy minder plesier in sonde vang. Sonde bespot God. Sken sy karakter. God het niks gedoen dat ons voortgaan in sonde om ons so sleg te behandel. Never. Enjoy God more than enjoying sin, please. Moenie jou oor my verlekker nie, my vyand. Al kom ek tot 'n stand, al kom ek tot 'n val, ek sal vir jou opstaan. Hoor my, nie miskien nie. Nie hang nie af nie. Nie as ek 20 ure 'n dag Bybel bid nie. Nie as ek elke dag 20 mense aan die Here te lei nie. Hoor my, dit gaan nie oor jou nie, dit gaan oor God. Jy moet net 'n PVC-pyp wees. Laat hy deur jou vloei. Hallo? Die verantwoordelikheid wat ek en jy as 'n plant in die tuin van jou, ons moet nie toelaat dat onkruid om ons opskiet en sê, jy lyk mooi groen. Het jy weet die wortelstelsel van 'n onkruid kan jou plant nie laat vrug en dat hy vat al die nutriënte. God sê, vat die onkruid uit en gooi dit weg. En spit om die bome en sit bemesting in sodat dit kan groei. Wat is onkruid? Ongeloof, twyfel, sonde. Ons moet daai goed saai nie. Wie van julle gaan stoudels toe? Ek soek R1000 onkruid asseblief. Die voëls blats dit in jou tuin. Die wind waai dit in jou tuin. Ouens kom deur 'n klomp twak met die sade, loop dit in jou tuin. Jy hoef nie eens mis in die grond te sit, jy kom op tussen die tee. Hy kom op tussen sement. Het jy agtergekom? 'n Onkruid is nie kieskeurig by jou nie. Hy kan tee breek. Onkruid is sin. Sing 'n lied, man. Laat staan sulke dinge, laat staan, hè. Ag, ek sing nie hard nie, want dit is nie goed nie. My vrou gaan my sê, Gary, hou jou by jou lese. Nee, moenie oor my verlekker nie. Al val ek, sal ek weer opstaan. Al sit ek in donker, God is my lig. Jy sien, die Bybel sê in 1 Johannes 1:5, God is lig en in hom is geen duisternis nie. Hy het sy woord in die begin van die skepping, sy woord in duisternis gestuur. En duisternis kon dit nie weerspreek nie, kon dit nie weerhou nie. En hy sê nou vir my en jou, jy is die lig van die wêreld. Ons hoef nie donker te hê in ons nie, want sy woord is 'n lamp aan ons voete en 'n lig aan ons pad. Are you understanding me? Duisternis vlug voor lig. Het jy agterkom? Duisternis kan lig nie blus nie, maar lig kan duisternis heeltemal wegvat. Dus soos die een nou, hy sê vir my op 'n boereplaas, hy sê, ek het nou geestelik die Bybel gehad, en ek sê, ek het nou in my skuur, het ek my graag gevat, en was pikdonker, en daar is die venster oop, en ek spit al die duisternis uit, maar ek kom agter, hoe meer ek spit uit, hoe meer kom hy in dieselfde plek, hoekom, en soek soet op. Op die oomblik sy vrou kom en liefie, waar is jy? En sy trap op die hark en die hark slaat die ligskakel aan. Daar gaan hy sê, my laaste skep. Jy kan nie erkenning vat vir wat God vir jou doen nie. Jy moet hom die eer gee. Jy moet sê, Here, as dit nie vir u was nie, was dit nag vir my. Jy understand? Goed.
Good. Kom ons gaan aan. Hierdie ding. Al val ek, sal ek weer opstaan. Het jy geweet dat in daai sin, daar's 2 werkwoorde. En die werkwoorde sê, ek het probeer in Afrikaans, maar ek kan nie. In English it's a verb. Though I fall, I will stand. It's one continuous sentence. And the verb says this, having fallen, having risen. Daar's nie 'n tyd, vat 2 maande, vat 2 jare. Wie van julle onthou, toe ek klein was, het my pa my so 'n balletjie gekoop. 'n Super Bowl. Dan gooi jy dit. Alles wat dit tref, hy kry krag van dit wat dit tref. En dit gaan aan, totdat 'n vaas breek en dan is die bal nie meer in jou huisie. Onthou dit. And I tell you, instead of bouncing off negativity and unbelief and doubt and waar is hy, hoekom aan my, bounce off God's word, man. His word will exonerate energy in you. En dan kan jy ter leesding gaan, het sal niks aan jou doen nie. Jy skuif hom, hy skuif vir jou nie. Nee? Dan ja. En dan wat ek hiervan hou, al val die regverdiges hoeveel keer, hulle staan altyd op. Ek wil met ons gou begin. Die beste wat ek kon kry in die Bybel is 2 Konings 13, 20, 21, ek hou hiervan. Man, het God 'n sin van hemel. Wel, kyk net jou langs, ja. Tuurlijk moet hy sin van hemel hê. So hier's die ding. Elisa het dubbel die salwing van Elia gehad, en hy gaan dood en hy word begrawe. Jare later, hy is heeltemal ontbind. Al wat daar is sy beentjies, sy bene, in 'n woestyn. Dit is wit gebrand, man. Dit is droog, baie droog. Nie eens koud droog nie, droog. En die Bybel sê, kom 'n klomp Moabite, bendes, en hulle kom, en daar is 'n man, wat nou, 'n paar vriende, wat vir 'n man 'n begrafnis hou, en hier kom die aanval van die bende, en hulle dink, hy's klaar dood, ons hoef nie te worry nie. Hulle was die Afrikaans, hulle kon sê, wel as tyd, hy moet nog mos dood. Nee, hy's dood. Toe die bende kom, toe gooi hulle die lijk van 'n dooie ou, hallo, op 'n ou wat meer dooie is. Hierdie ou het nog vleis, hy het nog liggaam, hy het nog, die ander net wit bene. Hier rol die ou, hy rol dit al, en die Bybel sê, toe die dooie ou, die dooie bene raak, staan hy op. Isn't it amazing? Jou skoonma doen twak en vat 'n been touch-out. Hey, sy staan op, sy het nou, sorry. Dit was nie van God nie. Dit was ek. En hoekom ek gesê het, want my skoonma's in die hemel, ek is nou baie braaf, verstaan jy? Maar toe sy leef, was ek baie versigtig. Sy was Duits. So, folks, hoor my wat ek jou sê vandag, hoor my. Toe 'n dooie man, sy gees is uit hom uit, val op 'n man wat nie meer vleis het, nie meer orgaan het, is net droogbene. I said, God, how did it work? En hoe God met my praat, omdat ek van 18 net die Bybel lees. Ek het nog nooit 'n boek gelees. Hoekom ek nie kan spel nie? Ek lees net die Bybel. En hy vat my en hy sê, in my gedagtes, gaan na Hebreërs 4 vers 12. En daar staan, God se woord is lewend en kragtig. Skerper as enige tweesnydende swaard, wat deurdring tussen gees en siel, gedagtes, bedoelinge van die hart, en tussen die been en die beenmerg. So wat was opgesluit in Elisa se been en beenmerg? Die woord van God. Julle kyk vir my. Het jy geweet, die sentraal middelpunt van jou, is nie jou hartie, is jou murg en jou been. As daar niks was, en dat het jou geraamte, die middel van die boos, waar die murg gedoen word. En God se woord gaan in jou been murg in. Hoeveel keer hoor ek Afrikaans sê, ek voel dit in my beenmurg. Ek voel dit in my gebeente. Ek voel dit daar. Jy kan woord, elke dag jy die Bybel lees, elke keer sê, Here, ek glo u woord, laat die woord in my lewe werklik word. Jy kan jou bene vol prop met woord. Dat maak nie wat in jou lewe doodgaan nie, gaan sit dit op die woord, jy sal opstaan. Are you understanding me? Hou op om altyd te wag dat iemand moet jou optel. Jy moet jouself optel. Hoekom? Want die woord in jou is nutriënte.
Die gees van God wat in jou, wat oorvloei in 'n fontein is in jou. Jou gees neem dit op, jou siel neem dit op. Elke faset van jou selle wat vol water is, neem dit op. Jy hoef nie altyd so te lyk nie. Jy hoef nie altyd verlep te wees nie. Hallo? Jy hoef nie elke keer vir swaartekrag oor te gee nie. Ek meen, Jesus het dit as 'n man opgegaan. Met 'n liggaam, hallo. Hy het swaartekrag geskep, maar wat hy skep kan hy ook heel anders daar iets aan doen. Oh, I wish you get this. God se woord moet dit in jou geheer wees nie. Dit moet in jou gedagtes, dit moet in jou gees. Jy moet deurweek word van die woord van God. En dan hoor jy word 'n AWB, altyd woordbewus. Nou, dit is die einde van politiek. Come on. You got to love the word. You got to know. You must think the word. You must say the word. Die Bybel sê in Joël 3:15, laat die swakke sê ek is sterk. Ja, maar dit is weerspreekery. Dit is rubbish, man. Laat die swakke sê ek is sterk. Hoor my, moenie aan jouself dink nie. Laat die swakke sê en dan noem hy God se naam. Ek is sterk. Wie nou die krediet vir jou vat, nie? Laat die swakke sê ek is sterk. En wanneer jy toelaat dat God se woord in jou kom en die water van die voeding van die Here in jou kom, dan word jou swakheid 'n geleentheid vir God om jou sterk te maak, so jy ander kan gaan help. Ja, right. Oh, I love this. Kom ons begin gou. Julle tyd, né? Johannes 5. Oh, I love this. Johannes 5. Daar is 'n pool, Bethesda, in Jerusalem. En Bethesda, in Hebreëse naam, beteken huis van genade. House of grace and kindness. En die Bybel sê, Jesus kom in hierdie groot poel van Bethesda, en daar is 'n menigte siek mense, alle siekte onder die son, menigte. Ek en jy kan 'n storie groter maak, maar God praat die waarheid. As hy sê, it was a multitude, it was a multitude. As hy sê, dit was 'n menigte, was dit. En hy kom in, kan jy glo? En hy sien 'n ou daar, en hy loop op na hom toe, en hy sê, hallo, Hardes, ek gaan jou gebruik. Hallo Hardes, wil jy geseën word? Nou, nie meer Johannes nie. Hierdie ou is 'n intellektuele ou. Hardes walks wonderfully with God. Ek het net 'n voorbeeld gevat. Die Here loop, wil jy gesond word? Die Bybel sê, Jesus wetend, hy het 38 jaar daar gelê. 38 jaar, wagtend, dat die water een keer deur 'n engel geroer word, hy wat eerste ingaan, sal, hierdie draad gaan oral oor my nou. Ek's nou kort van draad hierbo. Anyway, listen, irriterend, maar nou van. Ja. Ek wil van my punt af. Maar vir 38 jaar het hy in sy hopeloosheid, teleurstelling, sy bitterheid, sê hy vir Jesus, ek het geen man om my te help om die water te kom. Want as die water getroebel word, daar's 'n belofte, hy wat eerste ingaan, maak nie saak sy siekte, hy word genees. Niemand help my nie. Te sê vir hom, wil jy gesond word? Hy kon net gesê, asseblief, maar hy het nie. Hy was seker as 'n Afrikaner, ek is waardig om te ly. Dit is my lot in die lewe. Hy maak 'n beter mens van my met die kanker. Hy maak 'n beter mens van my. Ja. Maar jy lieg dat jy jouself glo. Selfs die duiwel glo nie daai twakkie. Selfjammering is nie geloof nie. So, hy sê, wil jy genees word? Ek het niemand aan. Hy sê, staan op, vat jou mat en gaan. Na 38 jaar, maar dis wat ek vir jou wil bekend maak. Hy was nie ongelowig vir 38 jaar. Hy het gebly hoop. En al gaan jou moeilik in jou lewe, 'n jaar, 2, 3 jaar, it doesn't mean you've given up hope. It's that your faith is steady. And when it's God's time, He will touch you. So, hy word genees. Hy liefie. Dit kriewel om my. Dit voel nou soos ek en jy alleen.
Nee. Jy moet Engels wees om romans te verstaan. Jy verstaan? Afrikaners vat om fluffy. Nee. There is something about romance. Nee? Dis die kortste huweliksseminar. Julle? God het 'n sin van humor, né? Anyway, sorry. Die Bybel sê, later aan gaan Jesus tempel toe en hy vind die man. En hy sê, jy's nou herstel. Jesus sê die snaakste woorde wat ek gelees het. Moenie weer sonde nie. Ek tog hy lê op een plek vir 38 jaar. Wat die hel het hy aangevang? Hy was op, hy was voos. Waar? You can still be sick, you can still be dumb, you can be deaf, and you can still sin met jou gedagtes. Jou vlees is nog steeds lewend tot die dag jy dood is. En Jesus sê, hou op met jou sonde, anders gaan iets erger met jou gebeur. En dan wil Jesus sê, as jy dink jou 38 jaar was erg, as jy weer gaan sondig, die loon van die sonde is biljoen keer meer as 38 jaar se siekte. God hates sin. He doesn't excuse it, he doesn't pardon it, he forgives it. Maar as dit uit is dit uit. So dan is daar nog 'n storie hierso in Lukas hoofstuk 5. Jesus kom in 'n huis en die Fariseërs en die skrifgeleerdes is daar en ewe skielik is daar 'n groot bohaai en 4 manne dra 'n vriend op 'n dragbaar. Kan nie deur die deur gaan nie want the crowd is busy to thong the door. In other words, om die deur onmoontlik te maak, daar's te veel mense. So hierdie 4 manne kom ek agter was Afrikaners, boere. Want 'n boer maak 'n plan. Engelsman, los jou, jy kan maar, as die Here uitkom, hy kan jou vind. Maar 'n boer maak 'n plan. Hy gaan om die huis, hy klim op, hy vat die teels van die dag af. Hallo. Al die goed val op Here, die Here is nie teleeggestel nie. Hulle laat die draagbaar afgaan voor sy voete. Die eerste ding wat Jesus vir die jong man sê is dit: jou sondes is jou vergewe. Wat? Hy het nog net vir die ander pad gesê, moenie meer nie. Hierdie ou, hy sê, jou sondes is vergewe. Die Fariseërs kry 'n piep. Wie dink hy is hierdie ou? Wie dink jy is jy? Net God kan sondes vergewe. Hy sê, dat jy sal weet, dat ek mag van my Vader het om op aarde, wat ek sien hom doen, ek doen, wat ek hoor hom sê, ek sê. Wat is maklik om te sê? Jou sondes vergewe, of vat jou bed op en loop? Nou wat is magte? Wat is maklike? Dit wat maklik is wat nie sigbaar is nie. So om te sê, jou sondes vergewe, dis maklik, want wie sien dit? Maar om 'n bed op te tel waar jy vir hoe lank so was dat jou spiere lanklaas mekaar ontmoet het. Jou gewigte is nie meer waar hulle wou wees nie, jy's in spasme al die tyd. En hy sê, staan op, vat jou mat en gaan. Met die 4 ouens wat op 'n mat gedra het, hy staan op in 'n oomblik en dra sy eie goed uit. Die Fariseërs kry weer die piep. Hulle sê, jy mag nie dit dra nie, dis 'n Sabbat. I love it that God breaks his own rules, hè? I love it. Hulle het gesê, ek kan op 'n ander dag kom. God gaan nie 'n dag langer vat om jou te genees as hy dit wil doen. Al is dit 'n Sabbat en dis die wet van die Ou Testament. Hy sê, my Vader werk en ek werk nog steeds, want die Sabbat is nie vir die mens is vir die Sabbat. Nee? Come on, en dan gaan ons gou na Johannes 4 toe. Jesus gaan en daar's 'n dorpie, 'n stad met die naam van Samaria. Geen Jood in jare gaan hulle vat nie 'n shortcut, hulle gaan ompad. Hoekom? Want die Jode en die Samaritane kan nie mekaar vat nie. Die Bybel sê, en Jesus sê vir die disippels, ek moet deur Samaria gaan. What? Hy breek die wet, hy breek hierdie geskiedenis van jare, 'n legende. Niemand mag hier deur gaan wat 'n Jood is nie. Hulle is aan die ander kant die spoor, hulle is onkruid. Jy gaan nie daar nie. Sit liewerste myle op en gaan om. Maar Jesus sny altyd 'n reguit lyn. Hy gaan nie om 'n probleem, hy gaan deur die ding. Bless God. Nee? En die Bybel sê, en hy kom daar en hy sit op 'n put, on a well. Hy sê sy disippels gaan kry my kos. Hier kom 'n vroutjie aan, naamloos natuurlik. En Jesus sê vir haar,
Hallo? Nee, dit sê ek Engels nou met my maniere, né? Nee, dit staan nie. Hy sê, gee my 'n drink. Sy hak af. Wat? Ons het niks in algeheel. Ons het niks met mekaar te doen nie. Hy sê, as jy weet met wie jy nou praat en wat die gawe van God is, sou jy hom gevra het vir water en dit jou water gee, sodat jy nie hoef meer met daai kruik te kom nie, maar dat in jou sal opspring 'n fontein van water. Hierdie tannie is baie opgeleë in stupidheid. En nou logika. Sy sê, ek let op, jy het nie 'n skep ding nie. En hierdie put is baie diep. Is baie diep. Waar gaan jy die water vandaan kry? Hy sê, die water wat ek jou gaan gee, is dat die Heilige Gees gaan jou volmaak hier in jou maag. En as ek na Afrikaners kry, party van dit groot putte. Ons Engels, maak 'n grap. When I started preaching in 1989, I promised myself, I'm never going to preach intellectually. I'm going to preach and have fun. En in Afrikaans maak ek baie foute. Maar weet jy wat, ek geniet wat ek doen. Al maak ek foute, is nie 'n sonde nie. En dit hou ook almal van julle wakker. Niemand, ek hoor niemand in my kerk, verstaan jy? Of jy lyk soos 'n hierdie Daisy. Nee. Hoekom? Want julle kan nie wag om te hoor wat ek gaan nog verkeerd sê nie. God het sin. Man, ek prys die Here, want ek sien myself dat God kan 'n reguit hou slam te krom stok. Ek sal krom bly sodat ek God se woord reguit kan preek. Prys die Here vir 'n krom stok, hè? Prys die Here. Ja. So hierdie vrou sê vir hom, Jesus sê vir hom, ek gaan haal jou man. Ek het nie. Jy het die waarheid gepraat. Jy het al 5 gehad. En nie dat jy nou meer bly is nie jou man nie. Listen to me, the Bible teaches us. As 'n man wil intimiteit met 'n vrou hê, God sê, hou op in die bondel vry. Jesus sê in daai skrif, jy het 'n man gehad, jy het 5 appies gehad, kon jou nie plezier nie. En nie wat jy nou meer leef is nie jou man nie. God does not approve living together. God wil hê 'n man met 'n ruggraat hê om vir sy vrou sy van te gee. Identiteit. Dat uit hierdie huwelik kom goddelike kinders wat kan 'n legacy vir generasies kan hê. En ek sê weer vir jou, as jy in hierdie kerk is en jy bly saam, kom Henry toe. Ons sal jou verniet. Ek sal jou verniet, hy gaan jou charge. Hy sal jou trou. I'm telling you. Jy kan jou droogte in jou verhouding stop, om deur 'n tuin te hê, om langs 'n tannie geplant te word, wat soort op. God wants marriage, it's His holy will. En as jy is, I'll help you. As jy is, jy sal regkom met 'n tyd. Jy gaan nie met hierdie prediking kan skeef by jou hele lewe nie. Dit is onmoontlik. Somstyds moet jy buig voor God. And I'm telling you now. So sy sê, ek kom agter, jy's 'n profeet. Ons weet, nou hoor daar teologie, ons weet dat die Messias gaan eendag kom. Is dit nie opmerklik dat sy praat met hom in die huidige, asof hy nie as hy in die toekoms is. Baie van ons gebede praat met God in die heide, maar asof hy in die toekoms, dit nog nie kom nie, dit is lank om te kom, ek weet nie of ek kan gewag nie, ek weet nie of God sy woord gaan. How can Jesus say, I will give you this water? But, maar as die Messias kom, hy sê, hy wat met jou praat, dis ek. Wat doen sy onmiddellik dan aan die volgende vers? Sy vat die waterkruik, los dit, en gaan na die dorpie toe van sy kar. Terloops, Jakob se put was 4000 jaar in gebruik. Sy sê, Jakob ons voorvader, het vir ons sy kinders, sy klere, sy beeste, en dit, is jy groter as Abraham ons vader? Hy is die God van Abraham, Isak en Jakob. And by the way, you made Jakob Israel. Hallo? So 4000 jaar se moeite, maak God net so 'n plan en sê, jy kan dit kom kry vir jou fisiese hulp, maar jy kan rondloop in droë tye, in moeilike tye,
met 'n fontein in jou wat opborrel op en dit loop nooit leeg nie. Isn't it great? Jy het meer lewe in jou as wat die duiwel probeer uit jou suig, uit jou druk. Come on, you just got to go to Jesus. Waar sê dit? So sy gaan na die dorp toe en die Bybel sê al die manne kom uit, nie 'n vrou nie. Hoekom nie? Want hulle weet, wie's nommer 8? Ag, julle vang dit nie. Want as 7 perde dit nie gemaak het nie. Dit sê nie baie van hulle voorkoms nie, sê nog minder van hulle maniere, sê nog minder van enigiets. Maar hulle weet, hierdie knappie ontmoet. So Jesus was the husband. Jesus is the bridegroom of the church. Hallo? Hy is. Hier kom al die manne uit en hulle sê, ons glo nie meer net op haar getuienis, omdat ons u gesien het en u nou gehoor het. Glo ons dat u die Messia is. That's why God had to go through to touch one lady to help her dat 'n hele stad. Wat evangelis was sy? Né? Kom ek sluit af. Baie dankie vir julle geduld. Johannes 7:37 na 39. Jesus op die laaste dag van die fees van Tabernakels wat ons nou toe gaan in 4 Oktober is dit dan. Op die laaste dag staan hy op en hy skree hard. Enigeen wat dors is, laat hy na my toe kom. Hy het nie gesê gaan na kerk toe nie. Hy het nie gesê gaan na teologie toe nie. Hy het nie gesê gaan na predikant toe nie. Jy het 'n persoonlike verhouding met hom. Hy wil hê jy moet eers na hom toe gaan. Hy wat dors is. Laat hom na my toe kom. En laat hom drink. Een drink van Jesus, want net Jesus kan die Heilige Gees gee, net hy. Geen prediker kan dit oorgee. Geen prediker. Only Jesus can impart the Holy Spirit. Een drink veroorsaak 'n fontein wat opborrel en opspring in jou. Don't you think we should go, maybe when you sleep, when you wake up, Lord, I thirst for you today, for the dry patches I'm going to go through in business, in commerce, financially, emotionally. En drink voordat die pop op die venster raak. Drink eers, kom na hom toe en afhang, hy sê, Lord, I choose to drink by you. En eet sy woord wat soos heuning is. Ja, ek is klaar. Ek wil graag vir julle bid. Dankie dat julle geluister het. En ek wil vir jou sê, as 'n prediker, namens Rona, myself, Henry en Justine, ek wil vir jou sê, God het ons bederf met die mooiste, beste mense wat na die bron toe kom. Daar's duisende kerke julle toe kan gaan. But thank you for coming here. Ons het nog baie om te leer en ons sal saam met julle leer. Maar hier gaan julle die woord reguit hoor. Hier gaan ons nie skroom om die waarheid te preek nie. And I want to say, I can sense a change in atmosphere. Julle hongerte, julle dors, julle bereidwilligheid om hande op te sit, julle bereidwilligheid om te ween terwyl mense, I want to say thank you. Nee. Om Esme Everard te kwartier, so maak mens. Because if we can come here for Jesus and we can open our heart and emotionally connect with him, you're helping the one next to you, you're helping the one next to you. Ek wil sê baie dankie. So as jy jou hoog kan buig, ontvang hierdie gebed. Vader, in die naam van Jesus, ek dank U vir die onfeilbare woord. Ek dank U dat ons as 'n liggaam van gelowiges word gesien deur U as 'n tuin, die planting van die Here. Wat daar vir ewig water sal wees. Wie se wortel so diep in U woord is, dat die wortels gaan soek die water. Dat elke maand sal daar vrug wees op die blare. Die blare sal nie welk nie. Daar sal nie siekte na die bome toe kom nie. Here, ek vra, gee vir ons 'n hunker, 'n diep bewustheid. Laat ons gedurende vir ons sê, as ons voor 'n stopstraat staan of 'n robot, kan ons sê, Here, my gees en my siel dors na U, die lewende God. Ons dors na die Heilige Gees, na die water. Ons dors na die heuning van U woord. Dat ons mag proe en sien dat U goed is en U is goed. Dankie dat U binnekort 'n skeiding gaan bring in ons land van die koninkryk van duisend, die koninkryk van die hemel.
Ek dank U dat die koninkryk gaan in die grense van Suid-Afrika, die koninkryk van duisternis totaal verplaas en Suid-Afrika sal 'n goeie tuin wees van geregtige mense, van mense wat God gaan uitroep. Dankie vir honderde, duisende, miljoene mense wat gaan in tot bekering. Dankie vir Maandag weer oom Bakken gaan preek, dat dit kan klaar 'n effek hê om te kan vloei. Maar dankie dat elkeen van ons is 'n evangelis. Almal van ons is 'n persoon van goeie tyding. Almal van ons dra die woord van God. Almal van ons dra hoop. Almal van ons dra 'n wonderwerk in ons. Help ons om onbeskaamd vir iemand te sê, kan ek sien jy stap seer, kan ek vir jou bid? Ek sien jou been, kan ek vir jou? Ek sien jy koop iets, maar jy kan net een ding kry. Kan ek jou rekening betaal? Here, help ons om die water vrylik te laat uitvloei na ons volk. En dankie dat U oor ons land 'n vloek verander in 'n seën. Want U seën oorskry 'n vloek. Dankie vir genade oor ons land. En ons gee ons land na U toe as 'n gawe. Make us a well-watered garden, waar U gedurig in hooflid, dat U in die tuin kan loop en die geur van U teenwoordigheid sal by ons wees. Ek dank U daarvoor in Jesus se naam. Amen. Dankie vir julle ondersteuning, julle tiendes, enige in gebed wil hê. Mense kan vorentoe kom, ek sal ook graag vir jou bid. En baie dankie. Bye bye. Sien jou volgende week.